Goeiemôre gemeente. Wonderlik om weer saam met julle hier byeen te mag wees in 'n erediens. Goed om julle te sien. Kerkraad. Altyd lekker om hier by julle uit te kom. Ek hoop dit gaan goed met julle en dat julle steeds vreugde daarin vind om so saam as gemeente te verkeer soos al die jare dit die geval was. Maar ek voel sommer tuis en ons bid dat die Here ons saam wees sal seën. Ons begin ons erediens met 'n toetrede lied, 161 wat ons dan staande sing. Halleluja Heer, U is ons lewe. Daarna bly ons staan vir die fotum en die seën en dan sonder verdere aankondiging sing ons dan ons lofsang, lied 200 vers 1 en 3. En dan sal ouderling Albert voortgaan met die wet en geloofsbelijdenis. Maar nou staande, lied 161, die enigste vers, Halleluja Heer, U is ons lewe. Leidsman van ons lewensloop, Heer, U is ons Skepper, God almagtig, ons verlosser, bystand so barmhartig, U wat is en wat sal wees, Vader, Seun en Heilige Gees. Oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Geliefdes, genade en vrede word ryklik aan julle geskenk van God ons Vader en van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Heer, kan ons nie pyl nie, wie word daardeur nie diep getref. Niks anders bring vir ons die heil nie, ons wil ons hart tot U verhef. Aan U alleen ons dank en ere, U wat ons in U liefde lei. U sal ons nooit vergeet nie, Here, U wil ons in U waarheid lei. So ek, o Heer, U nie vereer nie, so ek die goedheid nie verstaan, so U my raad gee, ek nie leer nie, die weg wat U my wys nie gaan. Nederig my wil en strewe, U word by my geduldig by. Vul met die liefde ook my lewe, om my in alles U te wy. Broers en susters, Christus gebruik die wet van God om ons te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verloor ons almal is. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet.
van die Heer, soos ons dit lees in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetsgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor mekaar en ander mense is. Laat ons ons skuld bely, kom ons sing Gesang 241 verse 1 en 2. Wat my skuld vergewe, dankbaar leef ek as 'n kind. Vrees vir straf laat my nie byval, want die liefde laat geen twyfel. Ja, ek weet in sonde smart, trooster van my hart. U die kenner van ons harte, sien my skuld en ken my nood. Ek treur vol berou en smarte, want my sonde bring die dood. Ja, my hartse wonde, sien my ly oor al my sonde. Christus laat my voor U staan, deur sy bloed neem U my aan. Broers en susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek van die wet, wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreek is. Dit dring ons tot geloofbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God soos volg. Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het. Wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het, deur die Heilige Gees uit die hemel, Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte. Wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterkant van God die Vader, van waar wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsgereedskapy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewensmaker wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Laat ons ons lewe opnuut aan die Here toewy. Kom ons sing daarom Psalm 274 vers 1 en 2.
leer my om tot U eer te handel, totdat die nuwe môre dag wat nog op bestaan, sing die Gees hier met U een. Want hier nog het in donker dae met U gewandel trouw en waar. Het U geken en sonder klage, U leiding koers en wil aanvaar, tot aan die einde van my pad, ek so wandel handvaar. Sit. Broers en susters, terwyl ons so bly sit, kom ons bid nou saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons mag vanoggend weer hier in U huis van aanbidding saamkom om in U teenwoordigheid te mag verkeer. Hier waar ons U mag ontmoet, ons liefdevolle, troue, ewige God, waar U woord verkondig word en waar ons mag bid en sing en U naam groot maak. Net ons teenwoordigheid, Heer, vanoggend hier is al tot U eer. Want alles wat ons is en alles wat ons het, kom net van U af. Niks is ons eie nie. Ons besit niks op aarde vir ewig nie. Maar U wil ons vir ewig naby U hê. En daarom is hierdie aardse lewe voorportaal lewe. Geleentheid wat ons het om so hand aan hand met U deur die lewe te gaan, dat ons eendag sal tuis voel in die Vaderhuis by U. Hier wil ons U naam leer ken. Hier wil ons U liefde aanvoel. En hier wil ons U liefde wat U in oorvloed vir ons gee, deurgee na mekaar. Dankie Here dat ons binne U koninkryk wat Jesus naby aan ons kom bring het, kan lewe. En dat ons in die eerste plek burgers van U koninkryk is. En daarom lyk ons lewe anders as die mense wat U nie ken of wil ken nie, maar ons straal iets van U uit in ons lewe, met ons woorde en ons dade, hoe ons teenoor mekaar optree. En daarom wil ons bid, Here, dat U dit elke keer weer opnuut in ons harte sal vasbind, dat ons burgers van U koninkryk is, meer nog, ons is U kinders, en dat U Heilige Gees ons leer hoe om gelowiges te wees, hoe ons elke dag keuses moet maak, wat getuig van dat ons dit doen om U te verheerlik en nie onsself in die eerste plek te wil verheerlik nie. En daarom bid ons dat U ook vandag se prediking hier, maar oral in die hele wêreld sal seën, waar nietige predikers dit mag waag om U ewige woord op hulle lippe te neem. Kan ons maar net pleit, Here, seën dit. Wees U die naprediker en mag U woord wat gepredik word, so deel van ons lewe word, dat dit ons lewe elke dag weer opnuut sal verander, dat dit ons sal bring tot bekering, dat ons graag sal wil doen wat U van ons vra. Ons bid vir hierdie gemeente wat oor soveel jare op hierdie plek
hier op die hoek van 27ste Laan en Ben Swartstraat gesetel is. Hier het soveel kinders van u in hierdie gemeente gelewe, gedien en gewerk. Baie van ons het hulle so goed leer ken, dat ons sien hulle gesigte nog. As ons saam is hier in 'n erediens, dan voel dit nog of ons saam met hulle hier is. Ons hoor nog hulle stemme. Ons ervaar nog die liefde wat ons van hulle ontvang het en die harde werk wat hulle ook ingesit het tot opbou van u kerk en tot opbou van u gemeente. Maar Here, ons weet ook, ons het hier op aarde nie 'n ewige tuiste nie. Ons is maar hier soos pelgrimreisigers op pad na ons ewige tuiste toe. Dink in besonder ook aan hulle wat hartseer is, wat dierbaar is, aan die dood moes afstaan, onlangs, soos in hierdie week, afgelope week, maar ook oor al die jare, mense na wie ons steeds bly hunker, na wie ons steeds verlang, dat ons hulle net vir 'n oomblik nog by ons kon hê, net vir hulle kon sê, ons is nog lief vir julle, en dankie vir alles wat julle vir ons beteken het. Ons wat nog vir 'n rukkie hier mag lewe op aarde en ons taak moet voltooi wat u nog vir ons in die oog het. En daarom bid ons vir u troos. Ons bid ook vir hulle wat siek is, wat besef dat die kragte word minder. En dan begin 'n mens al hoe meer nader aan u beweeg. Dan begin ons u handdruk stewiger voel in ons lewe. En weet dat ons nie aan ons eie lot oorgelaat is nie, maar dat u daar is vir ons. Wees dan ook met hierdie wêreld wat so brand en soveel oorloë maak en so na mag strewe en daaroor behep is. Bid Here dat u ons sal gebruik as vredemakers. Al is dit net in die direkte omgewing waarin ons lewe, dat ons die vrede sal uitstraal. Die vrede wat sigbaar geword het in Jesus se sterwe aan die kruis. So hy uitgeroep het, Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Maak dit nou stil hier rondom ons, mag ons die woord oordink, seën die prediking, en mag ons dan gaan doen wat u van ons vra. Ons vra dit alles in die naam van ons enigste Here en Verlosser, Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons lees vanoggend saam uit die woord van die Here uit Romeine, die Romeinebrief, die 12de hoofstuk vanaf vers 1 tot en met vers 21. Nou ek het dit al in die verlede hier genoem voordat ons dit lees, dat die Romeinebrief is natuurlik 'n brief geskrywe deur die apostel Paulus. En die Romeinebrief het 3 hoofdele wat Paulus gebruik om hierdie magnifieke brief, as ek dit so mag sê, wat vir ons soveel van ons geloofslewe duidelik maak, ingedeel het. En mense wil dit hê dat die Heidelbergse Katekismus ook ons geloofsboek, ons katekisasieboek, as ek dit so mag sê, vir ons almal, nie net ons jong mense nie, maar ook vir ons ouer en groot mense, is geskoei op hierdie indeling van die Romeinebrief, wat Paulus vir ons geskryf het, onder leiding van die Heilige Gees. En dit is die 3 dele is sonde, verlossing en dankbaarheid. Hoe groot is my sonde, dat ek dit sal besef? Hoe word ek verlos van hierdie sonde? Naamlik deur God en Jesus Christus alleen, en dat die Heilige Gees my lei om 'n gelowige te wees. En dan in die 3de plek, en dit is waar hoofstuk 12 begin, die 3de deel, hoe ek die Here kan dankie sê vir hierdie verlossing, maar nie net die verlossing nie, ook my lewe saam met hom voor sy aangesig elke dag. En dit is praktiese riglyne wat Paulus nou hier in Romeine hoofstuk 12 vir ons begin gee, en ook in die daaropvolgende hoofstuk tot die einde van hierdie Romeinebrief in hoofstuk 16.
Dus kom ons lees nou die begin van hierdie derde deel. Nou die eerste deel gaan oor sonde, tweede deel gaan oor verlossing. Jy sal onthou daai baie mooi woorde in Romeine 8, as Paulus nou klaar gepraat het oor dat ons almal sondaars is, nie een is verskoon nie, ons is almal maar gelyk voor die Here, dan sê hy maar in Romeine 8, daar's geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie, Romeine 8 vers 1. En dan nou die derde, die dankbaarheid. Hoe gaan ek vir die Here dankie sê hiervoor? En dan begin hy op 'n treffende manier deur die volgende te sê, Romeine 12 vanaf vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle, broers en susters, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewe daarop toe om beskeie te wees, in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net soos ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe is om God se boodskap te verkondig, laat ons dit gebruik, in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. En dan 'n klompie praktiese riglyne vir die Christelike lewe. Dan sê hy, die liefde moet opreg wees. Verafskuw wat sleg is, hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde, Christelike liefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers. Ja, seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is. Treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie-wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. En as dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie selfraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ons lees tot sover vanoggend uit die woord van die Here. Gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor, dit glo en dan daarvolgens gaan lewe. Teksvers vir die preek vanoggend, broers en susters, is Romeine 12, vers 11. Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here.
En die tema van my preek is ons nog passievol vir die saak en taak van die Here in ons lewe. Liewe broers en susters, ons lewe in hierdie tyd van die jaar eintlik soos dit in die kerk se almanak staan in koninkrykstyd. Die koninkryk van die hemel, die koninkryk van God, wat Jesus naby aan ons gebring het, so naby aan ons gebring het, dat ons binne sy koninkryk hier op aarde kan lewe. Maar dit vra ook van ons 'n besondere manier van lewe. Eerste helfte van die jaar, elke jaar is daar die groot feeste wat ons vier en wat ons ook hierdie jaar gevier het, Paasfees, Pinksterfees. Mens kan eintlik sê dit het al begin aan die einde van die vorige jaar met Kersfees. Kersfees wat vir ons sê hoe lief God die wêreld het, dat hy sy seun na hierdie wêreld toe gestuur het, omdat hy ons almal wil verlos. Paasfees wat weer vir ons sê op Goeie Vrydag, Jesus vir ons gekruisig, hy het aan die kruis kom wys deur te sterwe, hoe gehoorsaam hy aan die Vader is, maar hoe groot sy liefde vir ons is. Paasondag nog deel van Paasfees, opstandingsfees. Ons is nuwe mense deur Jesus se opstanding. Ons sal ook uit die doodheid opstaan en opvaar na die hemel, soos hy daarna met hemelvaart. En dan die derde groot fees, uitstorting van die Heilige Gees, die leidspan tot die lewe. Die Heilige Gees wat ons leer hoe om as gelowiges te lewe, deur ons God se woord in ons harte vas te maak. En dis die Heilige Gees wat ons altyd weer daaraan herinner dat ons God se kinders is, dat ons uit genade in Jesus as God se kinders aangeneem is. Maar nou is dit die tyd wat ons 'n bietjie moet gaan kyk. Hoe gaan ons hier op aarde lewe? As God se kinders, as volgelinge van Jesus, as burgers van sy koninkryk. En dis waarby ek graag vandag wil stil staan en die vraag op ons harte plaas. Is jy en ek nog passievol vir die saak en die taak van die Here in ons lewe? Oral by al die Christelike feeste wat ons vier elke jaar, hoor ons dat Jesus vir sy disippels, maar ook vir ons, deur sy woord as gelowiges sê, soos die Vader my gestuur het na hierdie wêreld toe, so stuur ek julle ook na die wêreld toe. En dan baie belangrik daai laaste opdrag voor sy hemelvaart wat hy aan sy disippels gegee het, toe hy gesê het, maak van al die nasies en tale en volke my disippels, volgelinge, leerlinge van my, dat hulle my kan volg. Dis die roeping van God aan elkeen van ons. Geloof moet geleef word, broers en susters. Geloof moet dade wees elke dag van ons lewe. Is jy en ek nog bereid om dit te wil doen? Hoe lyk jou en my geloof in hierdie verband? Ons lees in 'n ander brief in die Nuwe Testament in Jakobus 2 vers 17 dat daar staan, as 'n mens se geloof nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. En dis presies wat Paulus ook hier in Romeine 12 vir ons wil sê. Hierdie geloof wat ons het in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, moet sigbaar word in ons lewe, moet dade word in ons lewe. Dit moet geleef word. En ek dink hier in Romeine 12 gee Paulus vir ons baie duidelike inligting oor ons geloof, waaraan ons onsself kan toets, 'n bietjie toets, is ons sulke gelowiges, en dalk ook 'n bietjie opgeskerp kan word, weer 'n bietjie na onsself kyk en sê, nee, ons moet as gelowiges gaan lewe, ons moet met die regte gesindheid hier op aarde as gelowiges gaan lewe. En daarom is dit belangrik dat ons sal luister na die woord van die Here, wat dit ook vandag hier deur Romeine hoofstuk 12, hierdie pragtige boek in die Bybel vir ons so deurgee. Ek dink Paulus wil in hierdie hoofstuk 3 baie belangrike perspektiewe gee vir ons geloof hier op aarde, hoe ons as gelowiges moet lewe.
Perspektiewe wat belangrik is vir elkeen se persoonlike, individuele geloof, maar ook vir die gemeenskap van gelowiges. Die gemeente, die kerk, hoe die gemeente en die kerk saam as gelowiges, as een liggaam in Christus moet gaan lewe. En ek wil graag hierdie 3 perspektiewe bietjie uitlig uit Romeine hoofstuk 12. Maar voordat ek daarby kom, wil ek net daarop wys, soos ek reeds gesê het, dat in die eerste 11 hoofstukke het Paulus dus baie duidelik uiteengesit die fondasie eintlik in ons lewe gelê van die evangelie in ons lewe en kerkwees. Hy vertel uitgebrei oor die liefde en die genade van God en hoe dit ons bereik. Die werk van Vader, Seun en Heilige Gees. Wat God deur sy Seun vir ons kom doen het en dat die Heilige Gees steeds betrokke is in ons lewe. En dan sluit Paulus hierdie eerste 11 hoofstukke af met hierdie loflied wat ek ook aan die begin van die erediens as fotum gebruik het, waar hy dan uitroep oor diepte en van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en as onnaspeurlik sy weë. Wie ken die gedagtes van die Here? Hy is te groot vir ons klein nietige menslike verstandjies, as ek dit so kan sê. En dan sê hy, uit hom, uit God en deur hom, tot hom is alle dinge, aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. So sluit hierdie lofprysing aan God dan hierdie eerste 11 hoofstukke van Romeine af. En dan gaan Paulus, dan begin hy nou met hierdie, hoe ons as dankbare mense prakties moet gaan lewe, ons geloof dade laat word. En voordat hy dan hierdie 3 perspektiewe gee, begin hy met een belangrike sinnetjie in hierdie hoofstuk. Hy sê, en nou doen ek 'n beroep op julle, broers en susters, dit sluit die susters in, waarop? Op grond van hierdie groot ontferming van God. Nie op grond daarvan dat ons sulke oulike mense is nie, maar op grond van God se groot ontferming, sy liefde en genade, dat julle tog asseblief dan die volgende in julle lewe sal gaan doen. Dat ons sal weet, God is getrou aan sy beloftes, hy het barmhartigheid aan ons bewys, en daarom moet ons nou as gelowiges gaan lewe. Maak nie saak wie jy is nie, of jy, soos hy dan ook sê, Jood is, of 'n nie-Jood, of 'n heiden, van watter volk ook nie, ons mag almal deel in hierdie groot liefde en genade van die Here. Ek doen 'n beroep op julle, op grond van God se liefde en genade, sy groot ontferming. So belangrik, broers en susters, dat ons dit sal hoor en verstaan. Ons word nie gedwing nie. Jy word nie gedwing om 'n gelowige kind van die Here te wees nie. Jy word gedring, uitgenooi. Eintlik kom smeek die Here by ons dat ons so sy kinders, en dat ons sy kinders sal wees, of so sy kinders sal lewe, volgelinge, want dit is die beste manier van hom te lewe. Hy wil eintlik sê, kom tot die besef hoe groot my liefde en genade vir jou is. En op grond hiervan werp jouself in die stryd om die wêreld aan te raak met my liefde vir julle, sodat hierdie wêreld ook my kan leer ken. En dan noem Paulus die 3 perspektiewe wat ons moet doen. Die eerste perspektief vir ons as gelowiges is, gee julleself as lewende en heilige offers, wat vir die Here ons God aanneemlik en goed en volmaak is. Gee julleself as lewende, heilige offers vir die Here. Broers en susters, in die Ou Testament leer ons reeds wat offers is, wat vir die Here geoffer word. Die diereoffers in die Ou Testament was eintlik 'n simbool van die gelowige wat die offer gebring het, so oorgawe aan die Here. Hy het iets kosbaars vir die Here geoffer, om te sê, so wil ek myself ook in diens van die Here stel. Maar in die Ou Testament is dit eintlik nog net 'n simbool
is eintlik dooie offers wat verbrand word, diereoffers. Die diere moet in die meeste gevalle nog geslag en dan geoffer word. Ja, jy gee wel aan die Here iets prys, jy moet ook jou beste vir die Here gee, so lees ons in die Ou Testament, jy gee iets prys wat vir jou kosbaar is, dis half swaar om dit te gee, maar jy doen dit met 'n blye hart, want jy wil dit vir die Here gee. Maar die probleem is, 'n mens kan nou jou eie verantwoordelikheid so maklik afkoop, deur te sê, ag, kom ek bring net gou 'n offer vir die Here, dan is alles weer reg, dan is die saak weer reg met die Here. In die Nuwe Testament is dit anders. Daar word nie diereoffers van ons gevra nie, maar daar word van jou en van my gevra om onsself te offer. Nie 'n dooie offer nie om geslag te word nie, maar om vir die Here te gaan lewe. Lewende, heilige, vir God toegewyde offer. Ons moet onsself met volle oorgawe oorgee aan die Here. Laat jou hele lewe 'n lewe wees wat vir die Here aanneemlik is. Nie net in die kerk op 'n Sondag nie, maar oral in die week, elke dag en nag, as ek dit so mag sê. Ons moet ons lewe in diens van die Here stel. Onsself as 'n dankoffer vir die Here uit dankbaarheid gee vir sy groot ontferming vir ons, sy liefde en genade. En daarom word elkeen van ons persoonlik opgeroep tot 'n heilige lewe. 'n Heilige lewe is 'n lewe wat jy lewe tot eer van God en in gehoorsaamheid aan sy wil. En Paulus sê, dis ware godsdiens. Dis die wesenlike van ons godsdiens. Dit maak jou en my godsdiens, ons geloof op aarde sinvol, gee betekenis aan ons lewe. Gaan lewe groot dankbaarheid voor die aangesig van God, sodat jy met jou lewe tot sy eer sal lewe. Gaan lewe, eintlik sê hy vir ons, 'n lewe wat by God se genade vir jou pas. Gaan lewe 'n lewe wat pas by God se genade. En daarom vra God nie tweede beste van ons nie, of slegs net 'n deel van ons nie. Nee, hy vra ons totale menswees. Die grootste offer wat ek en jy kan bring, broers en susters, is onsself. Hy vra ons totale menswees tot eer van hom, te gaan lewe in dankbaarheid. En dit hou ook in, broers en susters, soos dit hier staan, dat ons nie aan hierdie sondige wêreld gelyk moet word nie. Ons moet nie dink soos sondige mense dink nie. Daar moet eintlik as mense ons sien optree, dat mense kan sien, maar hier's 'n kind van die Here, hy tree anderste op as wat die sondige wêreld sou optree. En hoe gebeur dit, sê Paulus? Dit gebeur net op een manier, as God ons verander. Laat God julle verander, sê hy, deur julle denke te vernuwe. Want dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is en wat vir hom goed en aanneemlik is. Dus is belangrik dat ons sal verander word. Nie maar 'n eenmalige gebeurtenis nie, ons hele lewe deur. Ons moet onsself voortdurend tot God se beskikking stel, onder sy woord stel, ons oopstel vir die werking van sy Heilige Gees, dat hy die veranderingswerk aan ons kan verrig. Voortdurende proses. En dan sal ons kan onderskei wat die wil van God is. Dan sal ons sien hoe ons moet lewe as gelowiges. Die tweede perspektief wat Paulus hier noem. En dit is, gebruik die gawes wat God vir ons gegee het. Elkeen. En hierdie tweede perspektief beteken dat alle gelowiges opgeroep word om die gemeenskap, die saamwees van gelowiges, die gemeente of die kerk te dien met hulle gawes en talente wat die Here vir hulle gegee het. En dit te doen in beskeidenheid, nie om te begin spog met hoe wonderlik jy is en dat jy dink jy is 'n bietjie beter as ander nie. Nee, jy moet dit doen in ooreenstemming met die maat van geloof wat die kerk en wat jy bely. En ook volgens die maat van geloof dat jy besef, ek het die Here se genade nie verdien nie, dis vrylik aan my geskenk. Doen dit met beskeidenheid, gebruik dit met beskeidenheid.
Doen dit ook met verstandigheid, tot opbou van die gemeente, tot opbou van die kerk, tot uitbreiding van die koninkryk van God op aarde. En dan sê Paulus so mooi, ons is as gemeente een liggaam, maar elkeen is afsonderlik lid daarvan, maar elkeen het ook sy eie gawe wat die Here ook juis vir jou gegee het, wat onontbeerlik is vir die een liggaam om saam te kan werk. Liggaam kan nie sonder 'n hand of 'n voet werk nie, bietjie werk miskien, maar as al die ledemate daar is, dan funksioneer hierdie liggaam na behore. En dan noem Paulus 'n paar gawes wat ons het. En ek is oortuig daarvan dat Paulus wil sê, dis nie net hierdie gawes nie, gawes verskil ook van tyd tot tyd. Wanneer die Here vir die kerk en mense gawes gee in daardie spesifieke tyd om 'n kerk en gemeente op te bou. Hy sê as jy die gawe van profesie, verkondiging ontvang het, moet dit in lyn wees met die geloof van die persoon, maar ook in lyn met die geloof wat die kerk bely. As dit die gawe is om diens te gaan lewe, vir hulpverlening, dan moet dit ook so vir ander ingespan word. Moenie net aan jouself dink nie. As dit die gawe is van onderrig, moet dit ingespan word en ander mense ook nader na die Here toe te lei. Die gawe van bemoediging, sodat ander mense ook vertroos kan word. En dan met die laaste 3, wys Paulus ook 'n bietjie hier met watter gesindheid 'n mens te doen. As jy mededeelsaam is, doen dit met opregtheid. Moenie in jou agterkop dink, ek gee nou, maar miskien gaan ek nog 10 keer meer terugkry nie. Nee, gee, sonder om terug te verwag. Wie leiding gee, moet dit met toewyding doen, ook nie moedeloos word nie. En wie barmhartigheid kan betoon, moet dit met blymoedigheid doen, sonder om te kla. Die derde perspektief, die laaste een. Sê hy, lewe in liefde teenoor alle mense en dien die Here met volharding. Sien, hierdie derde een gaan oor die verhoudings waarin ek en jy elke dag van ons lewe staan. In die kleiner kring, ons gesin, ons familie, ook ons gemeenteverband, maar ook groter verhoudingskringe, die samelewing, die buurt, die werkskring waar ons ook al mag optree. Bo aan hierdie derde perspektief staan so opmerklik geskrywe. Bo die verhouding staan hierdie woordjie, die Griekse woordjie vir liefde, Christelike liefde, agape. Dit moet ons hele optrede bepaal. As ons nou hier gaan kyk, wie is al die mense? Ek het reeds gesê, daar's verskillende sirkels nader aan jou, bietjie verder, nog 'n bietjie verder, dan onderskei ons dat daar hoofsaaklik 3 sirkels is, 3 groepe, wat Paulus hier deurmekaar, maar wel by die naam noem. Hoe jy moet optree teenoor jou medegelowiges. Gemeentelede, sluit natuurlik ook jou gesinslede en familie in. In die tweede plek teenoor alle mense, hoe ons teenoor alle ander mense moet optree. En dan in die derde plek, en dis dalk die moeilikste een vir ons, ook jou vervolgers, jou vyande, hoe ons teenoor hulle moet optree. Alle mense, is daar 'n manier hoe ons teenoor hulle moet optree. Binne die eerste sirkel, baie kort, ek is besig om na die einde toe te gaan van my preek. Die gemeente, jou dierbares, medegelowiges, word daar van ons gevra, die liefde moet opreg wees. Betoon hartlike broederliefde. Dit wil sê Christelike opofferende liefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar. Wees 'n voorbeeld vir jou ander gelowige. Wees saam bly oor die hoop wat ons bely, dat ons die Here ken en 'n toekoms het. Moenie in toewyding verslap nie, maar volhard in hoop en gebed. Help mekaar in nood, wees gasvry. Moet daarom sê, hierdie gemeente het ek ervaar is in alle opsigte gasvry. Wees saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. En wees eensgesind, nederig, moenie eie wys wees nie. Moenie dink, jy alleen het al die antwoorde nie. Saam is ons baie sterker.
Maar dan die tweede sirkel, dis die samelewing, wat hy dan spesifiek ook by die naam noem. Hy sê, wees goedgesind teenoor alle mense, teenoor almal, al is hulle nie eers van jou geloof, of van die groep waarvan jy dalk nie eens hou nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. Tweedens, leef in vrede met alle mense. Moenie met kwaad vergeld en mekaar dit moeilik maak nie. En dan in die derde plek sê, moenie wraak neem nie. As iemand jou te nakom, ek weet dit is moeilik, ek sukkel ook daarmee, broers en susters, maar laat dit oor aan God. Hy sê, hy sal vergeld. En dan die derde sirkel, daai ouens van wie ons nie hou nie, ons vyande, ons vervolgers, die wat die lewe vir ons onsmaaklik en ongemaklik maak, gee hy 3 opdragte. Hy sê, gee water en kos aan jou vyand. Gee water en kos aan jou vyand, vers 20. Tweedens, moenie sy lewe neem nie. Hou hom in die lewe deur konkrete dade van liefde te bewys. En derdens, onderdruk in jou hart die gedagte en van aksie van wraak. Want wraak kom God alleen toe. En dit, broers en susters, is wat Paulus hier in Romeine 12 vir ons sê, ons praktiese geloof is wat ons moet gaan uitlewe. Die gesindheid waarmee almal van ons dit moet doen, sodat ons tot eer van God en tot uitbreiding van sy koninkryk op aarde kan lewe. Is jy nog bereid om dit te doen? Jy nog passievol vir die saak en die taak wat die Here op jou en my hart gedruk het. Ons as gelowiges kan so maklik, so lou raak, as ek die woord mag gebruik wat daar in Openbaring na vore kom. Jy's nog warm, nog koud, jy sweef maar so tussenin. Jy's so 'n bietjie neutraal, lou. Die Here vra voluit dat ons vir hom sal lewe. As ons tog maar net weer die groot liefde van God vir ons kan raak sien, sy ontferming, en op grond daarvan ons geloof wil laat lewe. En dit begin eintlik net op een plek. As ek en jy kan sê, ek het die Here lief, omdat hy my, sondaar nietige mens, eerste lief gehad het. Daarom wil ek hom ook met my hele wese lief hê. Ek gee my hele lewe as lewende offer, siel, krag en verstand, in uitdankbaarheid aan hom. Ons kan dit doen, broers en susters, maar dan moet ons naby die bron, die Here, God bly lewe, elke dag. By God elke dag uit sy liefde gaan lewe, dat hy ons kan verander, en hom dan begin dank en prys vir sy goedheid. Mag ek en jy dit so doen. Amen. Kom ons dank nou saam. Liefdevolle God, U stort U liefde oor ons uit. Ons word oorspoel met U liefde elke dag van ons lewe. Bloot die feit dat ons hier op aarde mense mag wees, in verhouding met U, maar ook met mekaar en met ander mense mag lewe, is al teken van U groot liefde vir ons. Dat U ja vir ons sê, en dat U van ons vra uitnooi, dat ons ook ja vir U sal sê, vir U sal gaan lewe. En dis die groot uitdaging wat ons het, Here. Ons weet, dit begin by U. As U ons denke kan verander, as U deur U Heilige Gees so in ons harte wil werk, dat ons onsself tot beskikking van U sal stel, dat ons lewe voor U oopmaak, en dat U Gees deur U woord so in ons hart werk, dat ons niks anders sal wil doen, as om net vir U te wil lewe. Mag ons dit in die week wat voorlê doen, die weke, en eendag, Here, op U tyd, as U ons roep, wanneer dit ook al mag wees, mag ons dan hoor, U vir ons sê, kom my kind, hier is vir jou plek in my Vaderhuis, getroue diensknegt, getroue diensmaagd, hier op aarde, het jy uit dankbaarheid jouself vir my gegee. Ek ontvang jou met al my liefde. Mag ons op daardie pad wees, Here, help U ons daartoe. Om Jesus se ontwil, amen. Slotsang, broers en susters, is 'n lofsang. Ek dink ons moet op 'n Maaier afsluit. En dit is lied
464 vers 1, 3 en 4, daar die bekende lied, net gou daarby uitkom. Net die eerste woorde is al so mooi. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u en wat daarop volg. 464 vers 1, 3 en 4 ten slotte staande, en dan bly ons staan vir die uitspreek van die seën, waarna ons dan die wegsendingslied uit lied 311 sing, al twee die versies staande, wat ons hier ontvang het, gaan deel ons verder uit. Maar nou 464 vers 1, 3 en 4. My God, eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou. Die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Dan moet ek my redder en my God, hoe groot is u, hoe groot is u, want die skepping klink dit saam, o heerlik Heer, u grote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek my redder en my God, hoe groot is u, hoe groot is u, want die skepping klink dit saam, o heerlik Heer, u grote naam. Werke, u laat ons bid, Heer, laat die ryk mag kom, en kom u weer in heerlikheid op wolke, maak u volkome nuut u eiendom. Dan moet ek my redder en my God, hoe groot is u, hoe groot is u, want die skepping klink dit saam, o heerlik Heer, u grote naam. Geliefdes, ontvang nou met biddende harte die seën van die Here, gaan leef in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap, die eenheid van die Heilige Gees sal met en by julle almal wees. Amen.
hier ontvang het, gaan deel ons verder uit. Wat ons hier ontvang het, gaan deel ons verder uit. Ons gee ons hele lewe uit dankbaarheid. Ons gee ons hele lewe uit dankbaarheid. As ons van hier af gaan, Heer, laat U ons nie alleen. As ons van hier af gaan, Heer, laat U ons nie alleen. U het ons reeds beloof, U sal ons sien. U het ons reeds beloof, U sal ons sien. Dankie broers en susters, dit was lekker om hier saam met julle te wees vandag.